Sy sê 'n bietjie leestyd. Dis tyd vir lees. So sy het my nou gepikkel hier na 'n versameling books and collectives. Dis tweedehandse boeke. Jy kan of kom haal, koop of kom ruil en ek hoor hier tot gratis boeke. Dit wil ons nou 'n bietjie gaan kyk. Ek lees nie baie nie, maar nou ja, kom ons gaan kyk. Jy kan met hom gesels. Sy gaan met hom gesels. Kom saam ons kyk wat gebeur hier binne want ek weet nie wat gaan gebeur nie. Daar's hy. Welkom julle. Goeiemôre Wolfgang. Môre. Welkom. Baie dankie Althea. Wolfgang. Daar's hy. Welkom. Wolfgang, verskriklik dankie vir jou tyd vandag. Vir ons kykers tuis, ons is hier in 'n boekwinkel in George wat ook al baie jare bestaan. Ja. En Wolfgang is die man wat vir ons bietjie gaan vertel van sy familie, sy pa die een begin in die middel van George. Ja, en toe trek julle. Vertel ons bietjie van jou Okay. agtergrond, hoe dit begin, tweedehandse boeke. Dis nogal 'n groot bedryf vir jou nou. Ja, my hele lewe was nog altyd met boeke omring. My ouma, oupa, hulle, jy weet, daar was altyd boeke rondom ons. So dit was maar 'n natuurlike ding. Vir 'n paar jare tweedehandse besigheid gehad met meubels en so. Dus terugkom George toe het ek nou besluit ek en my ouers nie maar jy weet die boeke meer ernstig op nou as net die meubels. Ja, die meubels, jy weet, want dit is ons passie tog, jy weet. Dis maar dit is ook 'n baie unieke bedryf. Hoe vind jy dit in vandag met selfone en wifi en Google en kyk, oor die algemeen boeke gaan altyd daar wees. Jy weet, tegnologie het sy plek om te speel, jy weet. So maar om 'n fisiese boek vas te hou, jy weet, is maar altyd die groot ding. En daai reuk as jy hom so oopmaak, né? Presies, en hoe ouer hy is, hoe meer karakter het hy. Jou ek wil amper sê jou collection, jou klomp boeke hier is dan verskriklik baie. Hoe besluit jy waar gaan wat en wat sit jy bymekaar? Is jou boeke hier natuurlik seker in verskillende areas verdeel? Hulle moet wees. Kyk, die ding is as iemand inkom, moet jy kan sê, okay, ek het hom of ek het hom nie. So jy moet kan vind, want as jy, ek weet nie hoeveel, ek het nog nooit in my lewe stocktaking geneem nie en dit gee vir my en te bang om te begin. Nee, dit is onmoontlik. Jy weet, die hoeveelheid boeke wat inkom en dan, so jy moet 'n orde hê. Daar's baie boekwinkels waar dit alles is nog maar net gaan grawe in daai hoop. Het jy 'n stelsel? Is alles op 'n stelsel? Nee, dit is onmoontlik. So mense moet maar kyk as hulle kom. Nee, ons het, jy weet, alles is gekategoriseer, so losweg gealfabetiseer, want die alfabet werk nie in 'n boekwinkel 100%. Nie altyd hange waarna kyk jy, skrywer of naam. Ja, jy weet, so daar is altyd nou net soos gewone fiksie is dan nou altyd gealfabetiseer en dan is dan nou soos verskillende kategorieë sodat jy altyd kan vind. Dalk wat ons nou 'n bietjie gaan help is, kom ons begin aan die een kant en dan loop ons deur. Precies, sal ons maar sommer daar. Soos hier is nou afdelings soos nou reisboeke, plate, DVD's, ek wil jou vra daaroor. Ek hoor jy doen nou die vinylplate weer. En is daar 'n mark daarvoor? Daar is altyd 'n groot mark. Verselfs met boeke, waar hulle sê tegnologie, jy weet, vernuwe hom nou self en dan word goeders. Maar nou met die plate is dit is 'n groot besigheid. Maar ek sien nou hulle tot nuwe goed weer ingebring om die plate te kan speel. Dit is, maar dit kos jou net baie meer geld. Is duurder as wat dit was. Ja, omdat dit alles moet ingevoer word. Hierdie enetjie wat het ons dit is nou Afrikaans literatuur, ligte lees, biografie, gedigte, baie gedigte. Ek sien 'n pik daar, laat ons aanloop. Ja, hier is nou al die kookafdeling en dan hier is ons nou ons groot nie-fiksie afdeling. Okay, dis wat ek nou bedoel met alles nou, hier is jou military power en jou game rangers en geskiedenis, sport en filosofie, wetenskap. Jou boeke collection, as jy nou sou kon raai, is dit boeke wat mense van all over the country or could it even be overseas mense wat vir jou boeke stuur en bring? Dit is. Iets van alles. Kyk, my kliënte is baie van hulle is van oorsee. Hulle kom kuier vir die vakansie. Of hulle bly hier. Daar's baie van die wat hulle noem in Engels swallows. Wat hulle bly in Engeland of hulle bly in Duitsland en dan het hulle huise hierso en dan bring hulle boeke weer terug. Want die probleem is dis nou meeste van hulle oorseese boeke wat nou nie baie goed doen nie, maar daar is tog 'n vertroue met die publiek met jou. Want ek dink as 'n persoon 'n boek uit die huis uitgee, dan sit amper soos 'n stukkie van sy lewe. Please pas dit op. Mens wil jou boeke weggee, maar jy wil ook nie. Jy lees dit nie tweede keer nie, maar jy wil hulle ook nie weggee. En dis hoekom ons ook altyd nog in al die jare het ons al die goeders in die boeke gelos.
Jy weet, daar is Ek as smet mense jou. vir jou vra, okay, haal my naam uit, dan sal ons dit doen. Maar as daar nou soos ou briewe is in ou dink is nou weer notas. oulik dat ons jou het naam nog daar nooit groot geld gekry nie. Ons het al jy weet die ou van Riebeeck munte geld ingekry van die ou R10 en 'n R2 en dan wat so in die boek so sweet. Ek wag nog vir daai R200 noot wat En dan ingeval is. kom ons gaan nou op sommer net dadelik op antieke Ja. boeke. Het jy al boeke ingekry wat jy nie besef het die waarde nie en toe uitgevind het, wow. Definitief. En dit gebeur maar min wat jy nou iets inkry wat nou werklik. Kyk nou vir soveel jare in die besigheid. Maar daar is net party boeke wat net so mooi is. Jy weet dit kan al fisiese geldelike waarde hê, maar dit is nie that's not the point. Is that not the point? Nee, dit vir is jou gaan dit oor wanneer die ding in print was en waar. En die geskiedenis daarvan. Jy weet daai tipe van storie, want die ding is 'n boek is net soveel werd as wat jy kan verkoop. So ek het boeke wat verskriklik baie waardevol is, maar But nobody cares. ja, en die ding is dat niemand gaan daai prys betaal nie. As jy hom nou oor see vat of jy sit hom nou op 'n veiling, miskien. Maar jy gaan nie daai pad nie. Jy Nee. los maar jy's Ja. happy met jou locals. Presies. Jy weet ons gaan nog een of 'n tyd ek het 'n hele kas vol boeke wat nog hier moet in. Ja, nee, daar's Jy's baie nog van 'n winkel koop. Oh nee, daar's nie spasie nie. Daar's dit. En wat is ons nog hierso? Is daar nog iets wat jy vir ons kan Natuurlijk, wys daar's so hierso? baie. Ek het nog nie 101 die kinderdepartement gesien nie. Ja, laat ons gou deurstap deur. en wys. Daar's hy. En dan natuurlik eendag sal ek hierdie kan met my welcome dowertjie. Hy kom ook nou al die jare met elke liewe winkel wat ek hom gehad het. Gaan stofie saam. Ja. Maar hy's nie eendag- te koop nie. Hy's 'n tafel. Nee. Eendag gaan ek hom nog kan gebruik, jy weet. Regtig, want hy's nog in so mooi kondisie. Dit is okay, sy plaat is al 'n bietjie stikkend, maar dis ouderdom. Dis is alles in voel ons hierdie almal, my winkel. plaat is ook 'n bietjie stikkend. Okay. En dis soos hier het ons nou ons kassie met die jy weet wat nou soos eerste uitgawes of nou Okay, so meer van die hierdie is 'n bietjie versameling. waarde, né? Ja, dis nou meer die versamelaarstukke, jy weet, soos nou Annelies Nin se eerste uitgawe en jy weet. En die mense wat dit nou inbring, dis nou mense wat obviously self ook maar groot Ja. kollecteerders was in hulle huidige Dit was en dan die probleem is ook baie van die goed wat ons nou inkry is van die ouer generasies wat wegval. En baie van hulle is jy weet, hulle kinders is oor see en so, dan kom hulle net alles hierso aflaai. Ander met versamelaarstukke. Hierdie is nou almal van 'n uit 'n tyd uit 'n boek uit, né? Nee, dis almal wat ons 'n ou gehad het wat hy was 'n binnehuisversiering geweest en dis alles van uit tydskrifte uit die 1800s en vroeër. Jy weet wat hy nou gelamineer het of Yes, want dit is alles ou et. etse, maar as jy nou moet dink hoe hierdie etse gebeur het. Ek meen daar is soveel detail in die goed. It's unbelievable. Nou natuurlik het ons nou die ou Telefoon. En hulle kom so saam met die boeke in. Ja, jy weet dis net dit mense. Tot die aardbolletjie ook, né? Daai aardbolletjie. Opvoeding nou. Sien dan is hierdie nou waar die alfabet nou met inkom. Okay, hierdie is nou jou fiksie. Ja, my Engelse fiksie. Dis nou waar jy nou probeer met die alfabet, maar Dis ietsie Duits, dis so pragtig, nee. Ja, en ek dink so baie van hierdie is nooit so baie naby in jou winkel gekyk nie. Ja, maar gewillige hakmes mos nou vas in die boeke. En jy's net boeke, maar daar's ietsies oral. Ja. What a lovely little shop. Vertel ons bietjie van jou gratis boeke. Dis nou nogal lieflik om te sien. Ek in Europa is dit algemeen dat jy altyd meeste van jou boekwinkels het altyd 'n tafeltjie buite waar jy nou maar net kan vat en so. En vandat ons nou in Markstraat was dit nog altyd gewees. Jy weet, ons het te veel boeke en jy kan vir my is baie moeilik. Ek weet nie hoe jy daar ingepas as ek sien wat jy hier het nie. Daai winkeltjie was klein. Ja nee, wat. Wow. Maar kyk soos dit was altyd 'n ding is ook mense moet kan lees. Hulle moet boeke kan sien, hulle moet boeke kan ruik. Hulle moet elke huis moet 'n boek hê want anders se verloor ons die stryd. Ons het nou groot mense gepraat. Kom ons gaan bietjie nog verder. Bietjie dieper en jy wys my waar. Dis waar jou hart van enige besigheid moet altyd die kinders wees. Dis ons toekoms, Wolfgang. Hierdie ou klein, kyk hoe klein is hy in vergelyking met die res. Maar hulle kan speel hier. Hulle kan speel hier en hulle kan die boeke sien en hier is goed vir hulle om te doen. Ja, en daar's genoeg speelgoed om hulle besig te hou. Dis net baie interessant waar hulle die speelgoed later wegsteek, maar is jy Barren vir volgende keer. Ja. Maar ek sien jy tot 'n klomp ou poppe op wat seker so tussen die ou boeke inkom. En dit is die ding wat meeste van die goed in die winkel, dit kom van kliënte af. Soos met elke boek
is daar 'n storie agter alles? Is daar iets agter dit? Maar ek hou van jou persoonlikheid daarin. En dis wat vir my altyd nog lekker was van hierdie ou winkeltjie. Dit was personal en dit was jou pa, nou is dit jy en is net passie. Dis passie. Dit is jou hartstories die. Maar Wolfgang, what a pleasure. Baie dankie vir jou tyd vandag, man. Ja, ons gaan definitief, ek hoop die ouens by die huis is geïnspireer om of hulle ou boeke in te bring en te kom ruil of 'n bietjie nog kinderboeke te kom haal. Maar net boeke kom ryk, net weer iets kan sien. Jy weet, dit is 'n belewenis. Boeke is 'n belewenis. Dit is met stories. Daar's hy, met stories by. Nou maar lekker week vir julle wat voor lê tot 'n volgende keer. Totsiens. Bye, dankie.